Ek het werklik 'n passie en 'n intense begeerte om vir mense te bid. Ek geniet dit om vir hulle te bid in my privaatheid sonder dat hulle daarvan weet en dan die resultate te begin sien in hulle lewe. Ek het nou onlangs die Rise Warrior konferensie bygewoon wat aangebied is by Morletta Park gemeente. En daar het hulle herhaaldelik gefokus op die feit dat ons moet begin opstaan in ons volle werklikheid van soldate vir Christus. En in die afgelope week het die Gees my werklik konstant gedring om te gaan soek oor elke keer wat die woord byt in die Bybel voorkom. Byt is die beloning wat soldate gekry het sodra hulle fisiese oorlog gevoer het en dan oorwin het. Dan het hulle letterlik meer as oorwinnaars uit die oorlog uitgestap. Nie net het hulle gewen nie, maar hulle het fisies en finansiëel was hulle beter af. Ek het onlangs die gebede vir rykdom geskryf en ek glo hierdie woordstudie en gebedsriglyne komplementeer die gebede vir rykdom. Byt. In Hebreëus is dit bazaz, a primitive root to plunder, catch, gather, take for a prey, rob, spoil, take away, utterly. Genesis 34 vers 29. En al hulle goed en al hulle kinders en hulle vroue het hulle as gevangenes weggevoer en ook as byt en ook alles wat in hulle huise was. Hierdie was die geval waar die broers vir hulle suster Dina gaan opstaan het. Die man het vir Dina verkrag en toe gaan die broers en neem wraak teenoor die broers. Teenoor die mense wat vir Dina verkrag het. Ek glo hier lê 'n waardevolle lesse hierin. Elke keer wanneer ons vir iemand swakker help en veg, sal ons beloning kry. Sien jy dat iemand word by jou werk onregverdig behandel en jy bid vir hulle vir beskerming, sal jy 'n beloning kry. Weet jy al iets van geestelike oorlogsvoering en jy sien 'n persoon sukkel met 'n bose gees, in plaas daarvan om vir hulle skrik op die lyf te jaag met te veel kennis, onthou, kennis maak opgeblaase, bid eerder vir hulle. Genesis 49 vers 27. Benjamin is 'n wolf wat verskeer. In die môre eet hy sy prooi en in die aand deel hy byt uit. Hierdie is 'n seëningsspreek wat uitgespreek word oor die 12 stamme van Israel. Wat daarvan as ons begin verklaar, ons gaan verseker meer as oorwinnaars wees. Nie net gaan ons bid vir hierdie persoon nie, maar ons verklaar om iets hardop uit te spreek oor jou lewe, dat ons gaan soveel belonings kry vir die oorwinning wat ons gaan kry, dat ons gaan ons belonings begin uitdeel vir ander persone. Ek het onlangs emosionele genesing nodig gehad en ek het daarvoor gebid, maar ek het 'n groot gebed gebid. Ek het gebid dat ek so vinnig genees sal wees, dat ek ander persone kan help met hulle probleme. En God was werklik getrou, om my wonderbaarlik vinnig te genees. God sal jou seën, sodat jy 'n seëning kan wees. Wat daarvan as jy iemand werklik ryk ken, en jy bid dat God jou so sal verryk, dat jy vir hulle in hulle lewe kan begin insaai. Numeri 31 se verhaal. Tydens die wildernisverhaal gee God vir die Israeliete opdrag om te gaan oorlog voer teen die Midianiete. Die Midianiete was die volk wat die Israeliete verlei het om oorspel en seksuele misdade te pleeg by Sitem, volgens Numeri 25. Nou gee God vir hulle opdrag om te gaan veg teen die Midianiete. Die Israeliete het bitter min indien enige militaristiese opleiding gehad. So ongeag van jou opleiding, van hoe om vir iemand anders te bid, of hoe om vir iemand anders geestelike oorlogsvoering te voer, al wat God van ons verwag, is gehoorsaamheid. God sal vir jou stry en jou help. Die Israeliete word oornag baie ryk met hierdie insident. En hulle maak oorvloed van offers aan God om dankbaarheid te bewys. Hulle verower byvoorbeeld oor die 500.000 hoeveelheid klein vee. Ek wil graag by hierdie punt stil staan. In die eerste gebed van rykdom, ek sal die link na die video hieronder plaas, het ek verduidelik dat klein vee was 'n bron van inkomste in daardie omstandighede. Dis so goed as die mediese dokter wat 'n lang waglys het, of die gastehuisbestuurder wat vir maande vooruit bespreek is. En met hierdie een oorlog het hulle gewen en hulle het soveel ryker geword.
So indien jy 'n besigheidseienaar is en daar is meer besigheid en jy benodig meer besigheid of kliënte, glo ek wanneer jy begin bid vir die persone, dat God sal wel jou seën met nog meer kliënte. Verder is hierdie verhaal ook 'n bewys dat hoe meer ons geseën word met materialistiese seëninge, hoe meer moet ons 'n oop hand hou teenoor God om vir God offers te bring. Ek het al in een van die vorige gebede se riglyne gegee om 'n kommitment te maak met God. Dan indien hy jou inkomste verdubbel, dat jy ook jou 10de sal vermeerder na 20% byvoorbeeld. Of dalk dat jy meer weduwees en weeskinders uit jou huishouding sal voed, sodat jou kanaal van verspreiding net groter sal wees. Indien jy van hierdie video gehou het, subscribe asseblief om op hoogte gehou te word van toekomstige video's. Like asseblief die video en deel ook asseblief jou getuienis van hoe God jou al geseën het met fisiese rykdom. So vergroot ons sy koninkryk.